Goeiedag en baie welkom waar ons ook op hierdie week weer onsself in die teks in 'n teks verdiep waar die Here vir ons op reis mag neem. My gebed is dat die vorige week vir jou 'n wonderlike ervaring was waar die teks op 'n manier deel word van ons lewens. Deur die teks aanhoudend te lees en die heeltyd wagtend te wees op die Gees se insig of die Here se stem terwyl jy hierdie teksgedeelte lees. Ons teksgedeelte vir vanoggend en ook die teks waarmee ons in hierdie week besig gaan wees is Johannes 12 vers 1 tot 8. Aangrypende gebeure. Kom ons lees saam. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en het op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Ook die evangelie leesroosterteks vir hierdie afgelope week afgelope Sondag en ook die teks wat ons saam hierdie week lees. Aangrypende gebeure hier in hoofstuk 11 by vers 45 het die Joodse raad is hulle van plan is hulle besig om te besluit om Jesus dood te maak na aanleiding van hierdie wonderteken dat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het en ook 'n klomp goed wat rondom Christus ontstaan en dat hulle hier hulle planne begin die net stywer trek. En uiteindelik is dit op die naspeel of die nadraai van Jesus wat hierdie Lazarus, hierdie einste Martha en Maria wat bedroef was in die begin van hoofstuk 11 met groot blydskap as Jesus Lazarus uit die dood uit opwek. En dan is daar hierdie aangrypende gebeure van ware liefde. Liefde wat omdat Maria die koste van die kruis, baie skryf oor hierdie Maria van Betanië dat sy die eerste prediker word wat die kruisgebeure snap. Die eerste prediking van Christus se kruisiging. En Maria Magdalena, die eerste vrou wat uiteindelik by die leë graf kom en die eerste verkondiger word van die opstanding. Dat hierdie twee Marias vir ons waardevolle les en 'n waardevolle insig bring in hierdie gebeure. Soveel so dat sy hierdie dier heel waarskynlik 'n neseier, 'n familieskat. Hierdie 300 silwermuntstukke, 300 denarius sou 'n jaar se loon gelykstaande aan 'n jaar se loon gewees het. En omdat sy die koste van die kruisiging verstaan, het sy besef dat daar nie 'n prys geplaas kan word op dit wat Christus kom doen nie. En daarom hou sy niks terug nie en stort alles uit. Die eerste vraag vir oggend, as jy hierdie teksgedeelte lees, wat staan vir jou uit? Wat gryp jou aan die hart? En wanneer jy hierdie teks lees vandag, kom sommer so van self na jou toe. Wat is die hooftema van hierdie gedeelte wat ons gelees het? Mag die Here ook deur sy Gees dit in ons harte kom losmaak en dit diep kom vasanker in ons harte en ook in ons lewens. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir hierdie aangrypende teks. Dankie vir Maria van Betanië. Dankie vir hierdie groot voorbeeld. Iemand wat iets snap. Mag ons ook snap dit wat sy gesnap het. Dit bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Seën vir jou ook in hierdie dag en ook so op die reis in die week verder saam met Johannes 12. Mooi bly.